Goeiedag almal, ek wil graag hierdie week se oordeenkings begin deur die volgende te sê. Die begeerte van die Here is dat ons in alles hier op aarde meer as oorwinnaars moet wees en om te heers oor ons eie lewens, gees, siel en liggaam. Romeine 8 vers 37. Die Here se begeerte is om in al ons behoeftes te voorsien, sodat ons kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Romeine 12 vers 2. Maar die Here se uitsluitlike wil is dat ons moet verander om soos hy te wees. En dit word duidelik aan ons oorgedra in Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God. Hierdie woordjie ontferming is, die Here is jammer vir ons. Hy wil hê dinge moet gebeur in ons lewens, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, 'n heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Redelike godsdiens is die dinge waaroor jy besluit. Hy gaan verder en hy sê, moenie verander en word soos die mense van hierdie wêreld nie, maar laat die Here toe om julle manier van dink te verander, sodat julle kan weet en doen wat reg is, goeie dinge waarvan hy hou, dinge volgens sy wil. Jy weet, hierdie begeerte van die Here dat ons manier van dink en optree moet verander, word kragtig aan ons gestel in Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders. Nou hierdie woordjie broeders, wat in hierdie konteks beteken, almal van ons is soldate in die Here se weermag. Ons veg almal saam onder sy vaandel. Hy gaan verder en sê, ek vermaan julle dan, broeders. En hierdie woorde, ek vermaan julle, is in Grieks humas, parakaleo, wat dui op 'n militêre bevelvoerder wat voor sy troepe staan en ernstig met hulle praat voordat hy hulle in die geveg stuur. En in hierdie konteks beteken die woord parakaleo daarop dat die Here as ons generaal met ons, sy soldate praat en hy sê, ek pleit by julle, ek smeek julle om staande te bly en om dapper aan te hou veg totdat ons die oorwinning behaal. Parakaleo, julle veg onder die vlag van die magtigste weermag ooit. Julle is goed gewapen en baie goed opgelei. Julle is baasvegters. Humas parakaleo beteken ook, ek waarsku julle, die vyand haat julle en hy wil julle beroof van alles. Hy wil julle heeltemal uitwis. Jy weet, en voordat ons enigstens kan gesels oor die stryd en die magtigste wapens wat ons het in hierdie stryd, moet ons eers hierdie oproep van die Here verstaan en ons moet dit omhels. Maak dit vandag jou eie. Plaas jouself onder hierdie metafoor van 'n soldaat in God se weermag teen die vyand in jou lewe. En kom ons gesels die res van die week oor die kragtige wapens wat die Here tot ons beskikking stel in die geveg om ons denke te vernuwe. 1 Korintiërs 10 vers 4, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. Ek vermaan julle dan, broeders, sê die Here, humas, parakaleo, adelphos, dankie Here, dankie, u wil die beste vir ons hê, en ons wil die beste van onsself vir u gee. Amen.